Môre julle almal. Ons gaan 'n preek vanoggend oor 'n onderwerp wat ons bietjie moeilik oor praat en dit is sonde. Niemand hou daarvan om oor die vingers getik te word wanneer ons verkeerd is nie, maar ek dink dit is 'n belangrike onderwerp waar ons in diepte moet praat, want ek dink dat die verstaan wat ons daarvan het is 'n bietjie mis. En ek wil hê almal moet terugdink toe jy kinders was of jy het self kinders, hoe dit is wanneer twee van hulle beklei. My ma het altyd gesê sy het 3 kinders, maar ons het 2. So sy het my boetie gehad en vir my en nie ek nie. Né? Dat was altyd nie ek gewees nie. En ek dink sonde word in sulke 2 kategorieë ingeplaas. In elke situasie sien jy 2 kante van die saak en dan sien jy die waarheid. So ek dink ons moet vandag hierdie sonde onderwerp in dit indeel. So die eerste kategorie is, hoekom maak almal so groot vas daarvan? Jesus het ons vir ons aan die kruis gesterf en ons kan ons nou maak wat ons wil, want die sonde is betaal voor. So dit is 'n vals evangelie wat uitgaan na buite, die genade evangelie, dat ons kan maak net wat ons wil, want Jesus het die prys betaal. En weet julle hoe hartseer is dit, ek kyk video's van moslems wat praat oor Christene, en hulle sê dat ons Christene is gelukkig, want ons kan maak net wat ons wil, ons kan drink en hoer en remoer en te kere gaan, omdat ons aan hierdie persoon Jesus glo, wat in die kruis ons sonde betaal het. En in plek daarvan dat ons na Jesus toe lei, om 'n set-apart lewe te lewe, om heilig te wees, het hulle geen begeerte om na Jesus toe te kom nie, omdat ons so goddeloos leef, en dan dit regverdig met die feit dat Jesus vir ons aan die kruis betaal het. So jy weet, die meeste mense nou, in die tyd van ons lewe, wil weet, hoekom maak ons so groot vas van sonde, as Jesus aan die kruis kom sterf het. So dis die een kant van die saak. Die ander kant is, dat baie mense is verskriklik sonde bewus, en alles is vol sonde, daar's 'n duiwel om elke hoek, alles is volgens die wet, hulle kla jy die hele tyd aan, jy is die hele tyd verkeerd, jy voel die hele tyd jy maak dit nie. En ek onthou, toe ons in die kerksysteem gesit het, in die godsdienstsysteem, het ons elke oggend die wet voorgelees, elke sondagoggend, die 10 gebooie, en elke sondag sit ek daar en dan dink ek, ek het dit alweer nie gemaak nie. Maar Here, ek beloof volgende week gaan ek 'n beter persoon wees. En dan stap jy daar en dan voel jy so mismoedig omdat jy dit nie gemaak het nie. En dan volgende sondag kom jy daar as hulle weer die wet leef en dink jy, ek het dit alweer nie reg gekry nie. Maar Here, ek beloof hierdie week gaan ek beter wees. En dan hang jou skouers 'n bietjie meer as jy daar uitstap en dan volgende sondag is dit net meer. So op die einde van die dag het ek nooit by die kerk uitgestap in die godsdienstsysteem en gevoel dat ek die dogter van die Allerhoogste Koning is nie. Ek het nooit gevoel dat ek het gemaak het nie. Ek het nooit gevoel dat ek in die hemel behoort of aan die koninkryk van God behoort nie. Ek het heeltyd as hierdie een groot mislukking gevoel. So dis die ander kant van die saak, is dat mense verskriklik sonde bewus is. En dan kry jy natuurlik die verweer, jy weet as 2 mense beklei, is daar altyd 'n rede hoekom hulle verkeerdelik optree, hulle probeer hulle self regverdig. En die regverdigmaking hiervan is, jy weet, ek is maar net 'n mens, jy weet ons is nie God nie. So dis die verweer wat mense gee om hulle self te regverdig, aan watter kant van die saak hulle ook al staan. En dan kry ons natuurlik die waarheid. So die waarheid is, wat beteken sonde nou regtig? En ons moet gaan kyk in die Hebreëus wat die woordjie sonde is. Die woordjie sonde in Hebreëus is hamartia. En dit beteken letterlik to miss the mark, om die punt te mis. So ek dink in die era waar ons groot word, sien ons sonde as vloek, steel en verkrag en moord en skinder en al hierdie goeters, maar dis eintlik net die simptoom, dis die gevolg van om die punt te mis. So as ons gaan kyk toe sonde ingekom het in die tuin van Eden, Adam en Eva het nie gevloek, steel en verkrag en moord gepleeg nie. Hulle het die punt gemis. Hulle het gedink dat hulle plan saam met Satan beter is as God se plan saam met hulle. En dit het hulle buite verhouding gesit. So God het vir hulle 'n plan gehad en hulle die plan gemis. They missed the mark. Dit is wat sonde beteken. Hulle die hele doel waarvoor God hulle geskep het hulle gemis. Die gevolg daarvan was Kain wat vir Abel doodgeslaan het en al die lelike goed wat ingekom het, omdat hulle buite verhouding geval het. So ons het vanoggend gaan dink oor hierdie ding van sonde en om die punt te mis of die merk te mis en onsself afvra vir jouself, is jy besig om die punt te mis of nie? Is jy besig om in die plan te loop wat God vir jou lewe het? So ek het skrif gebring vanoggend en die eerste skrif is Genesis 4
vers 6. En hy sê, God praat hier met Kain. So ons moet net mooi verstaan, hulle moes 'n bloedoffer vir die Here bring. Kain het dit geweet. So Abel het met vee geboer en hy bring 'n bloedoffer. Kain het met graan geboer. So hy het so, kan nie worry attitude, nou moet ek by my broer 'n lam gaan koop sodat ek offer. Ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan sommer net vir my graan vat en dit offer. So hy het hierdie disrespekvolle houding teenoor God gehad. Hy bring die graanoffer en God sê vir hom, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? So God het nie sy offer aanvaar nie, omdat hy God gedisrespek het. Hy het presies weet wat hy moes bring. Is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, hoor wat sê hy so, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. So ek wil net voor ons by hierdie ding kom sê, dat die Calvinistiese been in die Christen geloof, gebruik hierdie skrif onder andere, ook die skrif van Jakob en Esau, om te sê dat God het jou gekies, maar nie vir jou nie. Okay? Jy kan nie self vir God kies nie, God kies mense uit en dan is dit wat dit is. So die redenasie maak nie heeltemal sin nie, want wat was die punt dat Jesus aan aarde toe gekom het? Dan kon hy maar net wel in die hemel gebly het. As God klaar besluit het wie's uitverkies en wie nie. So God het nie vir Abel gekies, maar nie vir Kain nie. Abel het 'n hart gehad om die regte ding te doen vir God in verhouding. Hy het gekies en Kain het gekies om disrespekvol teenoor God te wees. En dit was die verskil. Kyk, so kom ons lees wat sê so, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? So God sê, sal ek jou nie oplig as jy vir my goed doen nie? Hy sê, en as jy nie goed doen nie, hoor wat sê hy vir hom hierso, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. So wat ons hierso sien is, dat ons dink ons het beheer oor die sonde gehad, eers nadat Jesus in die kruis kom sterf het, maar hierdie is baie ver van Jesus af. Hierdie is in die begin van die skepping gewees. So, ons moet ook verstaan dat Kain het nog nie vir Abel doodgeslaan nie. En ek wil vir julle die Hebreëse beteken of uitleg gee van wat hierso staan. Die sonde hierso in hierdie geval, onthou Afrikaans is 'n baie arm taal in vergelyking met Hebreëus en Grieks. So sonde het meer as een betekenis, is amper dieselfde, maar hy het verskillende forme daarvan, waarvan Afrikaans het net een woord. So die woordjie sonde in hierdie geval beteken, it is a creature ready to lurk at your heart. It is a creature ready to lurk at your heart. Okay? Hy sê vir hom, die sonde lê voor jou deur en loer. Die woordjie loer in Hebreëus, ek het dit nie neergeskryf, is bietjie moeilik om uit te spreek, maar die woordjie loer in Hebreëus is 'n leeu, beteken 'n leeu of 'n tier of 'n predator wat gespanne staan reg om te spring. So hy sê vir hom, die sonde lê voor jou deur en loer en sy begeerte is na jou. Hy sê, maar jy moet daaroor heers. So jy sien dat Kain het 'n keuse gehad of hy daaroor heers of nie. En God kom wys vir my hoe ons deur hierdie sleutelgat kyk na die sonde. En die sonde wat hier buite lê is, ek wonder hoe voel dit om na 'n nagklub toe te gaan. Ek wonder hoe voel dit met daai sekretaresse by my werk te gaan koffie drink. My vrou skep my so af. Ek wonder hoe sal net een koffie saam met haar voel. Ek wonder hoe voel dit om dagga te rook. Almal sê dit voel so goed, dit voel of jy vlieg. Miskien wil ek dit net een keer probeer. Ek wonder hoe voel dit om te dobbel. Net maybe is my geluk in en kan ek my probleme oplos. Jy sien hoe die sonde voor die deur lê en loer, maar wat agter die sonde lê, is daai creature, daai loer, is die duiwel wat gespanne staan, en hy wag net vir jou om die deur oop te maak. Kyk, die duiwel maak nie die deur oop nie, jy maak die deur oop. So ons kyk deur hierdie sleutelgat, en ons moet onthou dat die duiwel kom nie na ons met hierdie, duiwel goed nie. Nee, die kinderbybel teken hierdie goed verkeerd. Die duiwel kom na ons met goed wat lekker lyk, goed wat goed lyk, selfs goed wat in die woord van die Here staan. Toe Jesus versoek het hy die woord na hom toe gebring, net 'n klein bietjie verdraai. So ons moet onthou dat die dinge wat hy vir ons present, hier buite die sleutelgat, is dinge wat vir ons goed lyk. Maar die Here sê vir ons, maak 'n besluit. Kies of jy daai deur gaan oopmaak of nie, of jy kan omdraai en wegstap. So Kain moes omgedraai te weggestap het, in plaas daarvan maak hy die deur oop en gaan slaan sy broer dood. En ons weet wat die gevolg daarvan is. So, die heers, wat die Here vir hom sê, is 'n keuse. Sien, Jesus het iets aan die kruis kom doen, maar ons het voor dit al 'n keuse gehad oor die duiwel of nie. Dis iets wat jy moet kies. Dis nie 'n emosionele gevoel wat jy het nie. Jy moet net 'n besluit maak op. En die Here sê dit baie duidelik hierso vir Kain. So,
Ons moet verstaan wat het voor die wet gebeur en na die wet. Want toe hierdie ding met Kain gebeur, was die wet van Moses nog nie in spel gewees nie. En as daar nie 'n wet is nie, is daar nie 'n straf nie. Maar, omdat hy voor die deur gelê en loer die sonde, en hy die deur oopgetrek het, toe hy toegegee het aan dit, was daar nog steeds 'n gevolg gewees. So die duiwel kom in by sy deur, en wat is die gevolg? Die Here sê vir hom, vervloek sal jy wees, ver van jou grond, so hy is verwyder van sy male af. Onthou, hulle is in die begin van die skepping, die nuwe populasie moet nog gebeur, so hulle bly almal daar by mekaar, so hy is uitgegooi van sy male af. Hy sê die grond het nie meer dieselfde vermoë gehad as hy dit bewerk het nie, so hy het ewe skielik die blessing van die grond verloor. Hy het effort ingesit, jy weet, hy het goed geplant, maar daar het nie 'n opbrengs gekom nie. So van sy efforts het daar niks gekom nie. En hy het 'n swerwer geword en 'n vlugteling. So eintlik is hy op straat uitgegooi soos 'n boemelaar. Wat is 'n boemelaar? Sy efforts het geen opbrengs nie, hy behoort nêrens nie, hy swerf, hy's vervloek. Jy kan sien hoe die duiwel elke dag in sy lewe steel. So dis wat met Kain gebeur het. So selfs sonder die wet se straf, as jy die deur oopmaak vir die sonde, om die punt te mis, en jy val buite verhouding, het jy nog steeds die duiwel toegang gegee tot jou lewe. So, na die wet, sien ons dat daar 'n straf is. En hoekom moes hulle die wet van Moses gehou het? So die godsdienstsysteem het ons geleer dat God 'n kwaai God is wat jou vinger wys sê, jy moet die wet hou. Maar nee, kom ons kyk wat sê hy so. Wanneer hulle die wet gehou het, kon die duiwel nie naby hulle kom nie. Hy mag nie, want hy moes ook binne die reëls gebly het. Maar wanneer hulle buite die wet van Moses was, soos dit Kain was, kon die duiwel hulle nie kon die Here hulle nie beskerm teen die duiwel nie. So dink net gou daaraan, as jou kind by Pick n Pay iets steel en hulle vang hom. Maak nie saak hoe lief jy vir jou kind is nie, jy gaan moet toelaat dat die reg sy gang gaan. Of hy nou moet gemeenskapsdiens doen, of hy moet 3 maande tronk toe gaan, maak nie saak nie. Daar's niks wat jy daaraan kan doen om dit te verhoed nie. Maak nie saak hoe lief jy vir jou kind is nie. So ons moet onthou dat wanneer die sonde voor die deur lê en loer en jy daaraan toegee, trek die deur oop, dan het die duiwel 'n reg op jou lewe van een of ander aard. Dis hoekom God vir hulle die wet van Moses gee en sê, as julle binne in die wet bly, mag die duiwel nie aan julle vat nie. Maar as julle buite dit gaan, ek is 'n regverdige regter, dan moet ek hom toelaat om by julle buite te kom, wanneer julle die deur oopmaak. So God het hulle eintlik die reëls gegee, omdat hy lief was vir hulle, 'n verhouding gehad het met hulle. En hy sê vir hulle moet dit kies. En ons sien selfs dat Dawid, toe hy gesondig het om die volk te tel, het was teen die wet van Moses om die volk te tel, toe sê hy dat die Here gee hom toe opsies van sy straf, maar van die opsies val in die hand van mense, en die ander een val in die hand van God. En hy sê, laat ek eerder in die hand van God val, omdat daar genade daar sal wees, want in die hand van mense is daar nie genade nie. Hoekom? Want Satan bly binne in mense, en dan is hy 'n oop deur om met jou te maak wat hy wil. So ons moet verstaan dat die wet het die liefde van God na die mense toe gebring om hulle veilig te hou teen die duiwel se aanslag, teen daai wat hy voor jou deur lê en loer, en jy die punt mis, to miss the mark, en die duiwel die reg gee binne in jou huis in. So kom ons gaan kyk bietjie na die antwoorde. Die eerste scenario is dat jy kan maak net wat jy wil, want Jesus het die prys betaal. Maar kom ons kyk wat sê die woord van die Here daarop. Hebreërs 10:26 sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, ons weet wat is die waarheid, ons het nie net die wet van Moses nie, die Heilige Gees het dit op ons harte kom skryf, Jesus het vir onsself kom sê, dis in die hele Bybel, is dit saamgevat wat die waarheid is. Hy sê, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. So, in die Ou Testament kon hulle oor en oor en oor 'n offer bring, om vir hulle sondes te betaal, maar nadat Jesus gekom het, is daar nie nog 'n offer nie. Opsetlike sonde is ook nie net die gays en die transgender, ons is in 'n tyd waar die dinge baie die mekaar is. Jy weet, en dis opsetlike sonde wat dan mense doen. As jy die punt mis aanhoudend, en God het al met jou gepraat, het jy nie ook opsetlike sonde in jou lewe nie? Jy weet, ons moet onsself vir die vraag afvra. Ons kyk na mense met groot sondes, en dan wil ons onsself sê, dis maar ek lyk daarom nou nie so nie. En dan lyk dit soos hy ryk man wat bid, en die arm ou wat kom bid, en hy voel so unworthy, hy kan nie eens sy gesig oplig na God toe nie, en die ryk man sê, ag Here, ek is so bly ek lyk nie soos hy nie. En ons gaan nou praat oor hierdie pride ding, baie versigtig wees hieroor.
Kom ons lees hierdie skrif gou verder. Hy sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, dat daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal verteer. So sien jy gaan hel toe. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. As iemand die wet van Moses verwerp het, as jy sê, ek wou nie die wet van Moses nie, ek maak net wat ek wil. Hy sê, as jy so 'n houding het teenoor die wet van Moses, sal jy sonder ontferming, so daar sal nie grace wees vir jou nie, op die getuienis van 2 of 3 met klippe doodgegooi word. Dit sal jou straf wees. So jy kan nie worry attitude teenoor die wet hê, dis reg, maar dit gaan jou straf wees, dat jy met klippe doodgegooi word, sonder dat daar genade sal wees. So jy kan nie eers gaan sê, is jammer daaroor nie, gaan net gebeur. Hy sê, as dit die straf is vir die veragting van die wet van Moses, hy sê, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien, wat die seun van God vertrap, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Hy sê, so as dit die straf is as jy die wet van Moses net worry nie oor nie. Hy sê, hoe erger dink jy sal die straf wees as jy die seun van die mens vertrap en die bloed van die testament wat hy gebring het. So verstaan julle met opsetlike sonde, hoe ernstig is dit, dat jy dit nie gaan maak nie. As jy asprus aan 'n sonde doen, is daar nie nog 'n prys vir jou nie. En is dit wat Jesus aan die kruis kom betaal het eintlik geen effek vir in jou lewe nie. Daar is eintlik nie grace vir jou om in die hemel te kom nie. En dis 'n baie ernstige saak. Die tweede scenario wat ons het, is ons eie poging om die wet te hou. So daar was geen enkele persoon in die Ou Testament wat die wet van Moses kon hou nie. Dis het Jesus gekom om die prys vir die sondes te betaal. So, as jy dink jy het die wet nodig om jouself in lyn te hou, dan beteken dit jy het glad nie vir Jesus nodig nie. Dis nogals ernstig. Dan disregard jy eintlik direk wat Jesus kom doen het. Dis hoekom hy sê, as jy jouself onder die wet van Moses hou, dan gaan jy volgens die wet van Moses geoordeel word. Maar as jy besef dat jy so sondig is, jy kan nie eers die wet van Moses hou nie. Jy mis die punt die hele tyd. En dat jy as gevolg van dit vir Jesus nodig het, en jy hom dan aanneem, hy sê, dan sal jy onder die genade geoordeel word. Nie met opsetlike sonde nie, sê mooi verstaan, maar daar wat jy heeltyd hierdie pen en terugdraai na Jesus toe, sê jy is jammer omdat jy besef jy is sondig, en jy besef jy kan nie sonder hom nie. So, as jy jouself heeltyd onder die wet sit, moet jy weet, dis waaronder jy geoordeel geword. En niemand kon dit gehou het nie. Dis juist hoekom Jesus gekom het, is om die wet in vervulling te bring. So ons gaan nou verduidelik wat daar gebeur. So dis wat hy sê is, as jy sê jy het Jesus aangeneem, is jou lewe nie veronderstel om anders te lyk nie. Moet jy nie verander en anders begin lyk nie. En dis wat Jesus sê met jou kruis optel. Wat beteken dit om jou kruis op te tel? Dis om jou eie ek neer te lê. Dit is om die steel, vloek en verkrag en skinder en al die goeders neer te lê. Maar dis nie so maklik nie. Kyk, wanneer ons goeders het waar ons nie van 'n keuse het nie. Jy sit in armoede, jy word 'n siekte gediagnoseer, jy gaan deur 'n egskeiding, jou man het 'n ander vrou gevat. Al hierdie tipe goeders waarop jy nie 'n keuse het nie. Ons kan daarmee saamleef. Maar wanneer jy 'n besluit moet maak om jou eie ek neer te lê en jou kruis op te tel, dit is ongelooflik moeilik. Die eie ek weeg baie, baie swaar. So kom ons kyk net gou wat het in die Ou Testament gebeur met sonde en wat het in die Nuwe Testament gebeur. So in die Ou Testament, ek wil net julle moet verstaan die woorde wat Jesus het. Hy sê hy het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, maar om dit te vervul. So wat beteken dit wanneer hy dit sê? Wat het hy bedoel daarmee? So die Ou Testament se sonde het so gewerk. Die wet van Moses het strawwe gehad. So as jy gesteel het, was dit jou straf. As jy gevloek het, was dit jou straf. As jy verkragt het, was dit jou straf. As iemand se bok doodgery het, was dit sy straf. So daar was straf gewees vir elke ding wat jy verkeerd gedoen het. So deur die loop van die jaar het die mense die straf gekry vir die fout wat hulle gemaak het. Maar hulle was nie vergewe voor God nie. So hulle was nog steeds skuldig voor God gewees, alhoewel hulle straf op aarde gedra is. En dan een keer 'n jaar, as die hoofpriester ingaan in die allerheiligste, met die bloedoffer en die bok en die hele ritual daar gehad het, dan het hy vir die volk ingaan vir die sonde. Dan is hulle eers vergewe vir hulle sonde voor God vir die jaar wat verby is. Môre is hulle weer nie vergewe voor God nie, vir hulle sonde nie, maar gaan hulle van vooraf. Dan begin die jaar weer van vooraf. So dan dra hulle die straf van die wet van Moses vir elke ding wat hulle verkeerd gedoen het, maar is nie vergewe voor God nie.
En dan aan die einde van die jaar, selfde ding, gaan die hoofpriester in, een keer per jaar, en hy betaal vir die sonde. Hy gaan in voor die volk, namens die volk, voor God vir die sonde. So die straf en die vergifnis van sondes was twee verskillende goed gewees in die Ou Testament. En hulle het nie saamgeloop nie. Die het eers die een gekry, dan hierdie net een keer per jaar gebeur. Dan hierdie in die loop van die jaar gebeur, dan hierdie een gebeur. Okay, so dit was twee aparte goed. In die Nuwe Testament kom sê Jesus dat sy liggaam wat gebreek is, het die wet van Moses gedra. So elke straf wat op ons moes gekom het van die wet van Moses, het sê jy moes pak slaag kry, tronk toe gaan, jou buurman se bees vervang, jy met klippe doodgegooi word, wat ook al die straf was vir dit wat jy gedoen het hy in sy liggaam wat gebreek is gedra. En die bloed het die sonde voor God afgewas. So die dinge wat in die Ou Testament twee aparte goed was, het aan die kruis in een gebeur, om nooit weer gedoen te word nie. En ons moet dit besef, wat daar gebeur het. Dan die antwoord op die waarheid. So as dit nog antwoord, kan ek maak wat ek wil, want sonde is betaal? Nee, ek kan nie. Of moet ek nie die wet hou, vreeslik sonde bewus wees, dan het jy nie vir Jesus nodig nie. Die waarheid is, to miss the mark. Wat beteken dit, to miss the mark? Wat beteken sonde werklik? As jy Psalm 139 lees, vers 17, sê hy, elke dag van jou is in 'n boekrol opgeskryf, nog oor een van die dae daar was. Jy het 'n boekrol gekry wat in die hemel geskryf is, wat God vir jou aarde toe gestuur het om uit te leef. So daar was 'n doel vir jou lewe gewees om hier te wees. Jy is nie net toevallig hier nie, om maar net jy te wees en jou werk te doen, en jou eie ek, jou eie godsdienst, en jou eie geld, en jou eie goeders bymekaar te maak nie. Jy is hier gesit vir 'n doel, vir God se koninkryk. En dis in jou boekrol geskryf. 2021 sê die Here vir my, Deuteronomium 28 of 30, waar hy sê, ek roep die hemel en die aarde as 'n getuienis voor jou, en ek sit vir jou lewe en dood, kies die lewe wat jy kan lewe. Ek sê, Here, maar kies die lewe, hy sê nie, jy doen nie. Ek sê, Here, daai mense het nie in u glo nie, hulle kies die dood, hy sê, jy ook. Ek sê, nee, Here, ek verstaan nie mooi nie. Die Here sê vir my, hy wys my skrif van Psalm 139, hy sê vir my, elke keer dat jy jou eie plan maak, en jou eie boekrol skryf, kies jy die dood. Elke keer wanneer jy vir my kom vra wat die plan is, en in my boekrol loop, kies jy die lewe. Verstaan julle dat wanneer ons eie plan maak, mis ons die punt. We are missing the mark. Jy mis die doel waarvoor God jou op aarde gesit het. En wanneer jy jou eie planne maak, uit dit uitkom jy in die moeilikheid, uit dit uitvloei na randsteel, of vloek, of skinder, of 'n affair, of klomp dinge waarvan ons nou weet, hele lang lys het. Omdat jy besig is met jou eie goed, wat jou in die moeilikheid gebring het. Maar wanneer jy in God se boekrol loop, en dit wat hy vir jou beplan het, dink jy gaan 'n affair hê met 'n ander vrou, of dink jy gaan iemand indoen in besigheid, en sy geld steel, of dink jy gaan rondloop en vloek en net te kere gaan soos wat jy wil, of skinder van almal en dink jy's beter as hulle. Nee, want jy gaan in blessing lewe, jy gaan in oorvloed lewe van God se gees, van sy joy, van wie hy is, van die feit dat hy op die troon sit, van genade, en vir jou hier gesit het met 'n doel, vir sy koninkryk. Sien ons met ons mindset skuif, dat dit nie oor ons gaan nie, maar dat dit oor hom gaan. So, om jou boekrol te mis, is eintlik 'n baie groot ding, om jou eie planne te maak. Jy weet jy hoe triek jy eintlik die duiwel? Dis maklik, né? Ons kan die duiwel triek om 'n ANC hemp aan te gaan stem ons vir die DA. Okay, so net grappie, maar hoe triek jy die duiwel? Jy begin reg te lewe. Dis al, jy kom dit in God se wil in vir jou lewe. Dis hoe jy die duiwel triek. So die Here sit voor ons hierdie twee bome, kies die lewe en kies die dood. Kies die lewe of kies die dood. Kies die lewe sodat jy kan lewe, maar ek sit vir jou al twee. So kom ons kyk wat dit beteken om die lewe te kies, behalwe om jou boekrol te gaan. Om die lewe te kies is om humility te kies. Om jouself te verneder voor God. So wat beteken dit om jouself te verneder voor God? Humility. Humility is om absoluut jou kruis op te tel. Dis absoluut om jouself neer te lê. Dis absoluut om te repent en terug te draai. Dis om anders te begin lyk, anders te begin praat, anders te begin optree. Dis om regtig voor God te gaan staan en te hoor, Here, wat moet ek vandag doen? Om die dood te kies is pride. Dit is daar wat ons dink ons is beter as ander. Jy weet, ons sien nou hierdie deur mekaar reënboogbesigheid waarmee ons besig is. En jy kyk aan mense en jy dink, ja, ek lyk daarom nie soos hulle nie. En kyk, ons moet oordeel tussen reg of verkeerd.
gays en transgender en al die goed, dis verkeerd. Maar die oomblik as jy dink jy's beter as daai persoon, die woord sê al die balkies uit jou eie oog uit voor die splinter in die ander oog uithaal. Die oomblik as jy dink jy's beter as daai persoon, het jy pride. Waarvoor is Satan uit die hemel uitgegooi? Vir pride. Onthou die duiwel is nie baie slim nie. Hy het net een triek en dis pride. En uit pride uit daai hoogmoed uit wat ons het oor ander mense, stroom al hierdie ander sondes wat ons doen. En een van ons wat hier sit is vreeslik hoogmoedige mense. En ons is eintlik baie plat op die aarde, mense wat my ken, sal weet ek's baie plat op die aarde, ek dink ek's beter as ander. Maar doen jy regtig? Jy weet, daar kom mense by die praktyk in 'n pasiënt, en hulle sulke simpel aanmerkings heeltyd. Dan dink ek, simpel persoon, jy weet, ek moet net hierdie konsultasie klaar kry. Die oomblik as jy dit dink jy is beter as daai persoon. So jy moet op 'n plek kom waar jy elke dag sensitief is vir die Heilige Gees se stem, om vir jou te sê, ek kry sulke hou oor die vingers waar die Heilige Gees vir sê, waarmee is jy nou besig, waaraan dink jy? Nee, ons dink nie so van mense nie. Mag ons oordeel tussen reg en verkeerd verseker. Ons moet optrede kan judge wat reg en verkeerd is volgens die woord van God. Mag jy dink jy is beter as daai persoon? Of 'n predikant wat miskien iets verkeerd gepreek het of iets? Nee. Hy is miskien 'n krom tak, maar weet jy wat? Jy ook. Jy het ook foute en jy maak ook goeders wat nie volgens God se wil is nie. Maar om in daai humility voor God in te gaan en sê, Here, ek is jammer. Dit is waar jy die lewe kies. Dit is waar jy by die plan uitkom, waar jy die merk actually bereik wat God jou voorgemaak het. En ek wil net hê ons moet kyk na verskillende soorte sondes, want ek dink ons weet nie altyd hoe om hierdie goed te klassifiseer nie. Die eerste sonde is die voor die hand liggende goed. Jy weet as jy iemand gevloek het of aan hom geskinder het, sy geld gesteel het, 'n affair gehad het, iemand verkragt het, vermoor het, die lys is baie lank. Jy weet dit. Okay? So is nie eens waaroor jy wonder nie. Die tweede sonde wat ons kry, sien ons in Johannes 10 vers 1, waar hy praat van die herder wat by die hek inkom, of die herder wat oor die muur klim, is nie die regte herder nie. Daai waarvan hy praat, is goed dat jy nie gekies het nie. Dis trauma wat met jou gebeur. Jy was in 'n motorongeluk, jou man is dood, jou kind is dood, jy is verkragt, jy het jou werk verloor, jou besigheid het bankrot gespeel. Goed waarop jy nie beheer gehad het nie. Maar mense besef nie dat dit ook sonde is nie, want binne in jou hart is daar 'n wond met hierdie goeters. En wanneer ons aan daai wond vashou en ons gaan ruil dit nie by Jesus in die troonkamer vir vrede nie, is dit sonde. So God het genade met ons. Wanneer jy deur 'n baie moeilike ding gegaan het, het hy grace met jou wanneer jy kwaad bly vir die ou wat dit in jou gedoen het. Maar daar kom 'n dag wat hy vir jou sê, dis nou klaar. Ek het jou kans gegee om deur dit te werk, maar nou moet jy daai ou vergewe. Nou moet jy die bitterheid kom neerlê. Jy moet vergifnis hê vir daai persoon. You have to let it go. En mense besef nie dat dit ook 'n sonde is nie. Nie weer die woord sê baie duidelik dat soos ek jou vergewe, so sal God my vergewe. Soos ek jou nie kan vergewe nie, beteken dit ek sou nie vergewe nie. As ek nie vergewe is, kan ek nie in die hemel kom nie. Ons is te sondig. Ons mis die punt te veel om in die hemel te kom. So is 'n baie ernstige saak wanneer ons onvergewensgesindheid het en bitterheid in ons hart. En Jesus het gekom, hy sê to set the captive free, to bind up the broken hearted. Hy sê het gekom om die wonde te genees, om die gebroke harte te kon genees, om die gevangenes vry te laat. Waarvan ons gevange? Van die emosies in ons hart, van bitterheid en onvergewensgesindheid en woede en kwaad vir mense. En dit is goed waar jy nie beheer gehad het nie. So, op die trading floor, julle weet ons doen elke dag trading, ons ruil geld vir brood by die winkel. Moet ons hierdie goed gaan inruil vir vrede, vir genesing, wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Want as jy dit nie doen nie, dan disregard jy direk wat Jesus vir jou aan die kruis kom doen het. Wat was die punt dat hy dan gekom het, om jou gebrokenheid te herstel, as jy dit nie eers vat nie, dan kon hy net sowel in die hemel gebly het. Verstaan jy hoe ernstig is, wanneer hy sê, ons kan net na die Vader toe kom, deur die Seun. Die Seun is die deur na die Vader toe. So as jy nie die Seun se prys kom aanvaar, en hierdie stikkendheid in jou hart gaan ruil daarvoor nie, en kom aanvaar dat hy vir jou kom doen het nie, gaan jy regtig by die Vader uitkom, as hy vir jou sê, kan net hierdie Seun by hom uitkom. Soos goeders waar elke persoon vir homself moet gaan uitmaak, wat in sy hart is. Die derde sonde, en dis die enigste triek wat die duiwel met ons het, is pride, minderwaardigheid, trots. Okay? So wat ons moet verstaan, is dat Jesus was self verneder gewees. Jakobus 4 sê, vers 7, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Onderwerp julle aan God,
weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Jy weet, daar's mense wat sê, hulle wil nie te naby aan God beweeg nie, want hoe nader mense aan God beweeg, hoe erger, jy weet, is die duiwel op hulle, slat die duiwel hulle. En dan wonder ek altyd, waar in die woord staan dit? Al wat ek in die woord lees is, wanneer jy jouself onderwerp aan God, is daar 'n plek waar die duiwel op 'n punt kom, waar hy moet vlug van jou, en vir hom iemand anders moet kry. Maar wat beteken dit om jou te onderwerp aan God? Gaan dink aan wat het Jesus gedoen, daai humility waarvan ek net gepraat het, daai humbleness. Gaan dink aan Jesus, maak jou toe en dink, hy sit in die hemel op 'n troon, met 'n kroon, met glory, die engele worship hom, hy is die koning van die konings, en hy kom verneder hom, om aarde toe te kom as 'n mens. Hy was 100% mens, kyk, hy was nie superhuman, soos toe die gevalle engele met die mensekinders gehad het nie. Hy was nie 'n Nephilim nie, hy was 100% mens gewees. En weet jy waar verneder hy homself verder? Toe hy in die hel afgaan en al ons sondes op hom vat, het hy homself verder verneder voor God. Hy moes voor die regter van die regter staan, voor sy eie pa staan om gejudged te word vir die sondes. En wat sê die skrif? Hy sê, as jy jou verneder, sal God jou op die regte tyd verhef. Is dit nie presies hoe Jesus die duiwel oorwin het nie? Hy het hom onderwerp aan God, hom verneder. Toe het hy die duiwel weerstaan en hy moes vlug, en God het hom verhef aan die regterhand van God, aan hierdie kant, waar mercy and grace is, waar die sonde betaal is, waar die salvation van gekom het. So as Jesus dit kon doen, wie gee my en jou die reg om dit nie te doen nie? Om nie ons kruis op te tel nie. Jesus het sy kruis opgetel, en dis nie die fisiese kruis toe hy gegaan het nie. Hy het sy kruis opgetel toe hy hom verneder het voor die Vader, hom gehumiliate het. En dis nie verneder daai wat jy gespot word en geboelie word en mense jou uitlag nie. Nee, dit is om jou eie ek neer te lê voor God. So baie mense, as jy vra, het jy jou hart vir Jesus gegee? Sê, ja, ek het my hart vir Jesus gegee. Maar 'n jaar later lyk hierdie ou presies dieselfde. Niks in sy lewe het verander nie. En jy weet wanneer ons, ek het dit nou nog sê, met armoede of egskeiding of siekte of iets moet cope, jy weet nie 'n keuse daarvoor, jy cope daarmee. Maar wanneer jy jouself moet neerlê, ek wil dit vir julle lees hierso. Wanneer jy jouself moet neerlê, is dit baie moeilik om jou gewoontetjies te los. Nou, maar dis iets wat jy net moet kies. Jou sigarette te los. Dis nie so maklik nie. Jou drank te los. Jou vloek op te hou. Jou skinder te stop. Jou meer neer te lê. Daar het jy die reg toe eien om altyd kwaad en lelik te wees met almal. Jou affair stop te sit. Om jou foon neer te sit en die Bybel op te tel. Dis 'n taaf ene. Daai short video's en reels en Facebook en TikTok en Instagram. Kyk, jou brein kan net nie wag om die volgende een te sien nie. Daai nuuskierigheid en ons human nature wat ons deur die sleutelgat laat loer. Daai vingertjie van jou kan net nie stop nie. Om die TV af te sit en tyd met God te spandeer. Al hierdie dinge is werklik moeilik om te doen en meer te lê te verander. Maar die feit van die saak is, as jy sê jy het jou hart vir Jesus gegee, maar jy het nog nie jou lewe vir Jesus gegee nie, beteken dit niks. Ons moet ten minste elke 3 maande kan terugkyk op ons lewe en dink, ek het daarom hierdie een bitterheid in my hart uitgesort, of ek het daarom daai onvergewensindheid vir daai uitgesort, of ek het daarom myself bietjie meer lief gekry. Ons moet groei in wie ons is. Ons moet hierdie ding kan neerlê. Ek het daarom opgehou om Coke te drink, ek was verslaaf aan suiker. Ek het daarom het reg gekry my foon neersit in die aand en meer Bybel te lees. As ons nie elke 3 maande kan terugkyk op ons lewens en 'n verandering kan sien nie, al is dit net een enkele ding nie, wat is die punt? Het jy werklik by die punt uitgekom, did you miss the mark or did you make the mark? Jy weet, want ons wil so tieklei sê van sonde, ek lyk daarom nie soos daai ouens nie. Regtig? Sien jy waar die pride inkom? Hoe nader ons aan God loop, hoe minder dink ons het hom nodig, want ons is so sondeloos. Maar is ons regtig? En dit is waar die duiwel 'n houvas op ons kry. Ek het al baie keer gewonder in die lewe, dat mense wat so aanhou sê, dat hulle Christene is dit nie omdat hulle bang is vir die hel nie. Ek wonder as ons hemel en hel nie uithaal, hoeveel Christene in ons land gaan oorbly.
Wat ons moet verstaan is, die feit dat jy sê jy is 'n Christen, beteken nie gaan die hel toe nie. Die labeltjie wat jy vir jou om jou nek hang as Christian, Christianity, noem dit wat jy wil, beteken nie gaan hemel toe nie. Kinders van die Here gaan hemel toe, nie noodwendig Christene nie. My eie pa was 'n ouderling in die kerk gewees. Hy het voorgeles elke Sondag. Hy het kerkbasare gehou, hy was die sonnaskoolhoof gewees, jeugkampe, noem dit, my pa het dit gedoen. My pa was nie gered nie. Hy's 3 maande voor sy dood, het my pa eers tot redding gekom. So ek wil jou sê, die feit dat jy jouself 'n Christen noem, en jou hand opsteek en sê, ja, ek het my hart vir Jesus gegee, beteken niks. As jou lewe dit nie wys nie, as jy nie jou kruis opgetel het en jou eie ek neergelê het, en jou eie godsdiens, en jou eie plannetjies, en jou eie besigheid, en jou eie wêreld, en jou eie koninkryk wat jy bou nie, beteken dit absoluut niks. We have to live a set-apart life. Jy moet anders begin lyk, anders begin praat, anders begin loop, anders begin optree. Ons moet heeltemal anders wees tussen mense, 'n situasie anders hanteer. Waar jy gewoonlik jou meer sou verloor vir die taxi, kalm bly en net soos help hier Rakati, kom ons bid vir hom dat hy by salvation uitkom. Jy moet heilig wees omdat hy heilig is. Die woordjie heilig beteken set apart. Beteken ons moet anders lyk. Beteken nie ons moet daar op 'n plaas gaan bly weg van almal af nie. Kyk, 'n lig tussen die ligte beteken niks. 'n Lig in die duisternis is wat God nodig het. Dis hoekom ons hier gesit het, is om die lig te wees. Verstaan julle dat God het van 'n volk geroep vir Israel to be a set apart nation so that the other nations could see God within them. Okay? Israel was nie geroep om hulle witbroodjies was en God het gesê, ek like julle meer as die ander nie. Nee. Jy kan die hele Ou Testament sien dat enige persoon wat 'n heiden was, wat die wet van Moses gehou het en besny is, deel geword het van die volk. Okay? So dit was nie net vir Israel nie. God het Israel uitgekies sodat die res van die wêreld in hulle kon sien hoe lyk God. En binne in Israel, tussen die 12 stamme, het hy die Lewiete uitgekies sodat die res van Israel kon sien hoe lyk God, sodat hulle set apart lewe ook wil lewe. So dis ons hele punt om hiernatoe te kom op aarde, to have a set apart life, om jou kruis op te tel. It's never about us, it's always about him. Verstaan jy dat sonde beteken to miss the mark? Wanneer jy jou eie lewe lewe, het jy die hele punt gemis. Dis sonde. En uit dit uit spruit al hierdie ander goeders waarvan ons heeltyd praat. Soos Matteus lees, Matteus 3 vers 2, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dis Johannes die Doper, hy kom vooruit. Hy praat met die mense, hy sê bekeer. Want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Kyk, ons Suid-Afrikaners is nou nogal stubborn mense, né? Die evangelie is nie vir ons nie. So as ons praat oor ons met die evangelie verkondig, sê nee vir ons nie, ons ken vir Jesus. Daai mense in Afrika of in China of weet jy, daar wil nog nie van God gehoor het nie. Maar wat sê die evangelie? Hy sê bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hoeveel van julle het al bekeer en teruggedraai van julle sonde af? Hoeveel van julle se lewens lyk anders nadat jy kerk toe begin gaan het? Kyk, kerk in Suid-Afrika se kultuurding is nie eers 'n godsdiensding nie. Nee, ons kyk rugby en sokker, ons braai vleis, ons gaan kerk toe. Is ek reg? Dit is nie eers 'n ding wat ons regtig ernstig opvat nie, dis maar net 'n ding wat ons doen, as jy bly gaan die kerk toe. Dis die probleem wat God met ons het. Hoor wat sê hy so, hy sê bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het, die stem van iemand roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Met belydenis van hulle sondes. Okay, jy kan nie vir Jesus aanneem as jy nie besef jy het sonde nie, en jy kan nie jou sonde bely en dan hou jy aan daarmee nie, want wat jy dan nou bely? Bely beteken om dit neer te lê, om dit om te draai, om terug te draai na God toe. Maar toe hy baie van die Fariseërs en die Sadduseërs na sy doop sien kom, hoor wat sê so, sê hy vir hulle, adder geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink om met julleself te sê, ons het Abraham as vader, nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So kom ons kyk net weer wat sê hy so vir hulle. Die Fariseërs het die bordjie om die nek gehad van Christendom.
Jode, fariseërs, wetgeleerders, skrifgeleerdes, hulle het die woord geken. Dit was die tradisie om dit te doen, net soos wat ons dit het in Suid-Afrika. Hy sê vir hulle, maar net omdat jy die bordjie om jou nek het, beteken dit nie jy gaan maak nie. Hy sê, ander geslag, weet julle aangewys om te vlug vir die toring wat aan die kom is. Hy sê, julle kan nie vlug daarvan af nie. Hy sê, want julle moenie dink omdat julle sê dat julle Abraham as julle vader het, sien dis die bordjie om hulle nek. Abraham is ons vaders, ons is uitgesort. Ons is Christene, ons is uitgesort. Nee, ons gaan hemel toe. Hy sê, moenie dink dat dit gaan julle by die hemel uitbring nie. Hy sê, God kan uit hierdie klippe uit kinders van Abraham verwek. God kan uit hierdie klippe uit kinders van die Here verwek. Mense wat verhouding met hom het. En julle wil met julle 'n labeltjie om jou nek hang en dink, jy gaan dit maak. Hy sê, maar die byl lê ook teen al die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Sien wat sê hy so? Jy gaan hel toe. So moenie dink omdat jy jouself 'n Christen noem, dat jy dit gaan maak nie. Jy weet die meeste mense, ek sê die meeste, ek is verkeerd, baie mense wat sê hulle is Christene, is omdat hulle vrees vir die hel het. Maar raai wat? As jy vrees vir die hel het, gaan jy by die hel uitkom. In Job 3 vers 25 sê hy, alles wat ek gevrees het, het met my gebeur. As jy net 'n Christen is, jy vrees vir die hel, gaan dit gebeur. En ek wil sê, die hel is 'n baie regte plek, en die Here het my laas jaar gewys. Maar kom 'n tannie met my oë toets. Haar broer het Bybels vertaal. Hy het die woord geken, beter as enige van ons. En hy het 'n near-death experience, hy het keelkanker gehad. En sy suster roep hom dat hy moet vashou, en hy is toe dood, maar nie dood, en toe hy daar bykom, wys hy sy met vir hom papier bring, hy kon nie meer praat nie. En hy skryf vir haar, wat met hom gebeur het. En hy was in hierdie swart tonnel op pad. En hy beskryf die demone wat om hom is, en hoe vieslik hulle is. En die stank van vleis wat brand, die geskree van mense daaronder, die scrutinating hitte wat hy het, en al wat hy hoor is 'n stem wat hom roep, en haar stem help hom hierdie demone op te fight, bo in die gat op, bo in die tonnel, en toe hy bykom sê vir haar, sis, ek was op pad hel toe. Hy het die Bybel vertaal, hy het die bordjie om sy nek gehad van Christianity, hy was nie gered nie, want hy het die verhouding gehad nie, hy het nie 'n set apart life gehad nie, hy het die punt gemis, he missed the mark, hy het sonde gedoen, he missed the mark, hy het nooit verhouding gehad nie. En ons moet besef dat wanneer ons verhouding het, wanneer jy 'n kind van die Here is, dan pla hemel en hel jou glad nie. Jy kan in feite eintlik nie wag om dood te gaan, dat jy voor die aangesig van die Here staan nie. Jy het nie 'n twyfel waartoe jy gaan nie. Jy is so seker van jou saak. Jy weet, maar baie van ons het 'n vals sekerheid. En dan kom die mense en dan sê hulle vir my, maar jy weet Carla, jy weet ek is maar net 'n mens. Maar kom ons kyk bietjie, wat is ons eintlik? En wat was Jesus toe hy was? God sê ons is na sy beeld en gelykenis gemaak. Maar wat is God? Gees of vlees? God is gees. God het sy gees binne in ons ingeblaas. Ons het alles wat ons nodig het binne in God se gees. En sê hulle, ja, maar jy weet, Jesus was die seun van God, dit is maklik om hierdie goed te doen. Maar was dit? Hy was volledig mens, die woord sê so, wat ook net God se gees in hom gehad het. Hy het ook vrees beleef, toe hy daar by die tuin van Getsemane gaan bid het, dat die sweet soos bloeddruppels van gedrup het. Hierdie vrees hom so gepak, waar dink julle die vrees vandaan gekom? Van God af? Nee, die duiwel wat hom oor die mind, wat gaan hy doen? Hy het ook getwyfel, toe hy daai vrees ompak, toe sê vir die Here, Here, is daar nie 'n ander way met hierdie kruisbesigheid, jy kan hierdie ding nie verbygaan nie. Daai twyfel het in hom opstaan toe die vrees ompak. Sien maar toe daai sonde voor die deur lê en loer, het hy nie die deur opgetrek nie. Hy het omgedraai en weggestap van die deur af en steeds kruis toe gegaan, ten spyte van die emosie wat hy beleef het. Hy het ook hartseer beleef. Toe Lazarus dood is, het hy gehuil, sy hart was seer. En hy het net gedoen wat die Vader hom sê. Hy het nie geweet of die Vader van hom gaan sê, wek hom op nie. So toe op pad was soontoe, het hy nie geweet nie, want hy het net gedoen wat die Vader hom sê, het sê baie duidelik in die woord. Hy was ook verneder, jy wat sê, jy is so verneder gewees in jou lewe, die familie dit of by die werk dat. Hy was ook verneder, sy eie familie het hom ook verwerp. Wie is jy wat nou kom sê, is die seun van God, jy was net ons boetie gewees. Nou maak jy of jy beter is as ons. Hy is verwerp deur sy familie, hy
Hy is verwerp deur sy gemeenskap, sy dorp waarin hy groot geword het. Hy kon nie eens wonderwerk in sy eie dorp doen nie, omdat hulle nie geglo het dat hy is wie hy gesê het hy is nie. Hy is verwerp deur alles en almal. Hy is verwerp deur die mense wat hy self geskep het. Hy is verwerp deur sy eie volk. Hulle het die profete gelees van hom. Hy was baie alleen gewees. Hy is ook ge-abuse. 'n Vrou wat sê, my man slaan my. Dis moeilik, ek weet dit is. Maar Jesus het dit beleef. Hulle het hom ook gespoeg in die gesig. Sy lyf stukkend geslaan. Sy gesig stukkend geslaan. Jesus weet presies hoe voel jy. Hy was daar. Hy is ook van geskinder. Ja, maar Karla, weet jy hoe skinder hulle vir my bewerk? Hulle het ook van Jesus geskinder. Hulle het 'n valse getuienis teen hom ingebring. Karla, ek is aangekla van goed wat ek nie eens gedoen het nie. Jesus is gekruisig vir iets wat hy nie eens gedoen het nie. Besef julle dat Jesus elke emosie wat ons deurgaan ook beleef het, volledig mens. Maar hy het ons kom wys, as jy God se gees binne in jou toelaat, hoe operate jy met dit? So om vir my te kom sê, ag Karla, jy weet, ek is maar net 'n mens. Dit regverdig niks wat jy doen nie. Niks. Ons regverdig baie goeders. Ons wil baie graag die woord van God verdraai om binne in ons leefstyl in te pas. Maar ons wil glad nie ons leefstyl verander om binne in die woord van God in te pas nie. Want dit beteken jy moet jou kruis optel en is daarom maar net te moeilik. En dis wanneer ons die punt mis, is dit nie sonde nie. Onthou toe Jesus opvaar in die hemel, wat het hy vir hulle gesê wat moet hulle doen? Hy het hulle net een opdrag gegee. Hy het gesê, gaan uit en maak disippels. Hierdie ooms wat al 40 jaar in 'n kerk sit, tannies wat al 40 jaar in 'n kerk sit. Baie godsdienstig. Hoeveel disippels het hulle al gemaak? Met hoeveel mense het hulle al gepraat oor Jesus? Ja, gaan dink. Met hoeveel mense het jy al gepraat oor Jesus? Kon mense al in jou lewe sien dat Jesus 'n realiteit is? Lyk jy anders? Daar waar jy by die myn werk, waar almal vloek en drink en affairs het en die myn se tools steel en dis donker daar. Kan mense in jou sien hoe Jesus lyk? Hy het gesê, gaan uit en maak disippels. Miskien kan jy nog met hulle praat nie, maar as jou lewe anders begin lyk, en humility, nie omdat jy dink jy's beter as hulle nie. Dit is wat mense begin verander. Dis wat 1 Korintiërs 13 sê, die liefde oorwin alles. Daai liefde dring daai ou. Dit bring die Heilige Gees in die plek in, want die Heilige Gees oortuig ons van sonde. So ons moet onsself afvra, hoeveel disippels het ons al gemaak? Romeine 8 sê, vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. As jy me, myself en I is en besig met jou eie koninkryk, is dit al wat jy gaan bedink. Dis wanneer jy gaan sê, ag Karla, jy weet, ek is maar net 'n mens, jy weet, het is moeilik om hierdie goed te doen. Hy sê, maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Dis wanneer God se gees jou vul, en jy volgens die gees werk, en nie volgens jou eie vlees nie. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Onthou God sê, ek sit vir jou die twee bome, lewe en dood. Hy sê, so as jy die dood kies, is dit die vlees, is jou eie planne, jou eie boekrol, you are missing the mark, jy doen sonde. Hy sê, maar wanneer jy die gees bedink, is dit lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Hoekom? Want jy wil jou kruis optel nie. Jy is belangriker as God. Jou goedjies is belangriker as God, jy gaan nie dit doen nie. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Nie die wet van Moses nie, die wet van God. Want dit kan ook nie. Die wet van God is liefde, verhouding. Jy fors nie jou vrou om lief te wees vir jou nie, sy kies dit. Dis wat hy vir Kain sê, hy sê die sonne lê voor jou deur en loer. Hy sê, maar jy moet daar reers, hy sê, maak 'n besluit. Kies. So 'n liefdesverhouding is 'n keuse. God gaan jy nie fors nie. Jy moet kies. Hy gaan jou ook nie met jou emosies manipuleer nie. Dis wat die Satan doen. Hy sê, omdat die wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Sy sal nooit God tevrede stel nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Die gees van God in julle woon. So nou kyk, hoe kom hy in jou?
Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. As jy nie die gees van God in jou het nie, behoort jy nie aan God nie. Kom ons gaan kyk bietjie wat sê Openbaring 13, vers 15. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, maar ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. As jy nie jou kruis optel nie, jou lewe lyk of vir die laaste 40 jaar dieselfde, jy sê Jesus aangeneem, maar niks lyk anders nie, dis lou. Jy het net die bordjie van Christendom op jou nek, jy dink jy's fyn, hy gaan jou uitspoeg, jy gaan dit nie maak nie. Hy sê, want jy sê ek is ryk, en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie, dat dit jy is, wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Hy sê, want jy sê ek is ryk, en het verryk geword. Luister, meeste van ons Christene, het nie regtig vir God nodig nie. En is nie 'n bewuslike gedagte wat ons het, dis onbewuslik. Want God gee vir ons voorsiening, genesing en beskerming. Maar jy daag mos elke oggend op by die werk, en dan as gevolg van dit kry jy einde van die maand jou pay. En met jou salaris betaal jy vir jou genesing, want jy kan 'n mediese fonds bekostig. Jy betaal vir jou beskerming, en jy betaal jou sekuriteit en jou diewering en al die goed het. En jy betaal jou voorsiening, jy gaan koop groceries by Pick n Pay. Sien jy vir God nodig, jy is self voorsien dit. Waar is God nou met hierdie goeders? Maar wat ons nie besef nie, is dat God vir jou daai werk gegee het. God het jou die vermoë gegee. God stuur die kliënte in by die deur, wat die geld spandeer om die salaris te betaal. God voorsien al hierdie goed. Maar sien, wanneer jy 'n mindset het van me, myself en I, my eie koninkryk en my eie goeders, dan mis ons die punt hierso. En dit is waarvan hy so praat. Hy sê, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Luister, van hierdie ryk mense in die dorp is so arm, al wat hulle oor het is hulle geld. Hoe sad is dit? Want jy weet nie as jy môre doodgaan waar jy gaan nie. En ek beloof jou, as dit jou lewe is, gaan jy dit nie maak nie. Nie wat Karla jy oordeel nie, omdat die woord van die Here so sê. Ek raai jou aan om van my te koop, hoor wat sê God, goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. Wat is goud wat deur vuur gelouter is? Dit lyk 'n goudsmid. Hy sê daai goud in, dan brand die hitte die vuil goed uit, dan trek hom uit. As daar nog te veel vuil goed is en hy kan nie sy gesig sien blink in die goud nie, dan sit hy hom terug. So haal hy hom uit totdat die goud so skoon is dat hy sy gesig kan sien weerkaats in die goud. Dis wat God met ons doen. Hy sit ons in die vuur totdat ons so skoon gebrand is dat hy homself binne in ons kan sien. Tot ons kruis so opgetel het en in so humility en submissiveness voor hom staan dat hy homself binne in ons kan sien. En die vraag is, hoe lank wil hy in die vuur gedruk word? Wie bepaal dit? God of jy? Jy weet, ons lyk partykeer soos Job voor die Here. Ag Here, hoekom ek? Hoekom so lank? Hoekom? Wanneer hou dit op? Ek is so geregtig. Hoekom gebeur dit met my? Hoekom nie met haar nie? Regtig? God wag vir jou om skoon te kom. Maar jy vat so lank om by dit uit te kom. En dan vra ons vir God, hoekom en waarom en wanneer en hoekom ek? God sit te wag vir jou om jou kruis op te tel. Hy sit te wag vir jou om hy deur toe te maak toe jy deur die sleutelgat geloer het. Toe die sonde voor die deur lê en loer en jy hom oopgetrek het. Hy sê vir hom, ek raai jou aan om by my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. Ryk omdat ons skatte in die hemel bymekaar maak. En wit klere, ons weet wat wit beteken, rein, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. Sodat die wêreld nie jou sonde kan sien nie. Daai goed wat jy verkeerd doen, jou foute. God sê, want elke keer as jy repent, dan maak ek jou toe hieronder, dan sien niemand dit nie. Hy sê, kom repent dit hier by my, ek gaan jou beskerm. Hy sê, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Luister julle, ons het min tyd oor vir die wegraping. Ek weet nie mooi die wegraping gaan werk nie, maar dis naby. Ek dink ons gaan mee baie ver gaan nie. Okay? So, as jy dink hoe mense goed by mekaar maak en goed doen, en ons is so naby aan die einde, wat is die punt? Is nie of ons om jou olielamp vol te kry en jou skatte in die hemel by mekaar te maak nie, veral in 'n tyd soos nou. Voor COVID het hierdie goed nie meer regtig sin gemaak nie, maar dit maak nou baie sin. Waarom is jy besig? Waarom maak jy jou skatte by mekaar? Is hierdie goed waarmee ons besig is, hierdie eie ek, is dit regtig so belangrik? As jy dink dat die einde môre kan wees,
en jy by die deur gaan kom en nie jou naam gaan ken nie. Hy sê, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. As jy geen straf van God af kry nie, is jy al so ver van hom afgewyk dat hy jou nie meer waardig ag nie. Julle straf ook julle kinders. Ons weet hoe lyk dit wanneer ons hulle nie straf nie. Dis 'n Bybelse beginsel om ons kinders te straf. So God sê, die wat ek lief het, straf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer julle. Bekeer jou, draai terug en repent. Sit jou sonde neer en kom terug na die Here toe. En dan hier is 'n baie belangrike skrif, vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Hoor dit sê hy staan by die deur en klop. Onthou net, die Heilige Gees is 'n gentleman. Hy gaan nie jou deur oopbreek nie. Dis wat die duiwel doen. Die duiwel ruk hy deur oop. Jy weet wanneer jy daai deur oopgetrek het, die nuuskierigheid dat deur die sleutelgat jou nou nie kon inhou nie. Hy ruk hy deur oop. Hy gooi al jou meubels daar binne om. Hy is ongeskik. Heilige Gees ek is so nie. Hy staan so gentleman en klop hy. Maar jy weet, meeste van ons wil nie hy deur oopmaak nie. Ons glo ons moet eers onsself uitsort voor ons die deur kan ooptrek. Jy weet, ek moet eers minder vloek voor ek die deur kan ooptrek. Ek moet eers minder drink voor ek die deur kan ooptrek. Aan een oom wat ek geken het, oom Piet, hy was 'n boilermaker gewees, dan welkom. Hy het nie sy hart agt gehad. Hy het gedrink en pornografie gekyk, die myn se tools gesteel, al die goed gedoen. En hy kon nie na die Here toe gaan nie, want hy het eers probeer om dit op te hou doen voor hy kon gaan. En toe daar een oggend 'n dogtertjie na hom toe kom en sê, oom, Jesus is lief vir jou net so wat jy is. Verander sy hele lewe net so. Daai dag stap hy na God toe en God verander hom net so in 'n oogwink van al die goed wat hy gedoen het. Waar ander mense rehabilitasie nodig het, fiks God nou om net so. Hoekom? Want al die jare dat hy die huis probeer skoonmaak het voor hy die deur oopmaak, kon hy nie. Ons het nie die vermoë om die huis skoon te maak nie. Maar toe hy die deur oopmaak, toe kom maak die Heilige Gees sy huis vir hom skoon. Jy weet van ons is horders, né? Ons hord so op. Daar het nie plek het om te loop nie. So jy wil eers hierdie hording af, maar jy weet nie hoe nie. Party van ons huise lyk baie netjies en skoon. Maar as jy onder die bed kyk, is die vuil skorrelgoed onder ingedruk, die vuil wasgoed is in die kaste gedruk en die kaste is toegedruk. Jy weet, ons lyk so vroom en heilig vir die mense daar buite. Maar binne in jou huis, agter die kaste, agter die toedeure en onder die beddens, is dit vuil. Dis vuil. En jy wil nie die deur oopmaak nie, want jy voel jy manage dit. Jy weet, dit lyk so skoon vir die wêreld daar buite. Maar die Heilige Gees staan en klop. Hy sê, maak oop, ek wil met jou maaltyd hou. Ek wil jou kaste oopmaak en hy vuil wasgoed uithaal. Hy vuil skorrelgoed onder die bed, wil ek vir jou was. Ek wil hy bitterheid in jou hart uitsort en 'n onvergewensgesindheid. Ons moet die deur oopmaak. En dis wat hy sê, dat die Heilige Gees is by ons. Matteus 7:22. Baie sal in daardie dae vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. Dis baie Christene en predikers wat in die naam van Jesus baie dinge doen, maar hulle het nie verhouding met hom nie. Hulle het nog nooit die deur oopgemaak nie, dat hy binne in hulle kom bly nie. Hoor wat sê hy dan? Hy sê, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. As jy nie jou kruis opgetel het, en jou eie ek neergelê het, en by die punt uitgekom het nie, dan is jy in sonde. You missed the mark. Jy gaan dit nie maak as jy by daai deur kom nie. Hoor dit sê Johannes 16:7. Maar ek sê julle die waarheid, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Jesus het weggegaan, sodat die Heilige Gees na ons kan kom. Heilige Gees ken die diepte van wie God is. Wie ken jou die beste? Jou gees binne in jou? Wie ken God die beste is? God se gees in hom. Hy het dit gestuur om binne in ons te kom bly. Hy praat met ons heeldag. Hoe weet ek hoe praat hy met my? Here, hoe weet ek of ek die regte ding nou doen of nie? Wat is Jesus se ander naam? Prins van vrede. Ons voel hom nie, dis wat die Heilige Gees ons gee, vrede of onvrede. Jy weet as jy hierdie kar moet koop, daai werk moet vat, hierdie persoon moet aanstel, hierdie ding moet doen, daai ding moet doen, jy weet dit. Wanneer ruk jy af in die lyn, wanneer dit gemors is, dan dink jy terug, ek het dit eintlik nie gevoel, maar ek het nie geluister nie. Die prins van vrede antwoord ons, Heilige Gees binne in ons antwoord ons met vrede en onvrede. Hoor dit sê verder, hy sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel.
Hoor dit sê, Heilige Gees sal ons oordeel van sonde, van geregtigheid en veroordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Wat is die sonde? To miss the mark. Wat het die Fariseërs gedoen? Hulle het die punt gemis. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Wat was die sonde? Omdat hulle nie in hom glo nie. Hulle het die punt gemis. Hulle het nie by die plek gekom waar hulle besef dat hy werklik is wie hy gesê hy is nie. Hy kom sê as die seun van die mens, hulle het hom gekruisig, 3 dae later staan hy die dood uit op, the proof is in the pudding, hy kom bewys 3 dae later, dat hy werklik is wie hy gesê hy is. En dan glo hulle steeds nie aan hom nie. They missed the mark. Hulle ken al die skrifte, hierdie oom was 'n Bybelvertaler, maar hy het dit amper nie gemaak nie. Van 'n geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. Die woordjie geregtigheid, righteousness, beteken om regstaande met God te wees. Hy sê van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan. Waar het hy gegaan? In die regterhand van God gaan sit. Waar hy vir ons instaan voor God om te sê, ek het hulle regstaande met u kom stel, omdat ek die prys betaal het. Omdat my liggaam al die sondes op hom gevat het en my bloed hulle kom skoon was het, omdat ek toe hulle die punt gemis het, hulle by plek gekom het waar hulle wel in die mark kan ingaan, om by die punt uit te kom, om by hulle boekrol uit te kom, om hulle verhouding in te kom. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Luister, die Heilige Gees konvikt ons. Ek kry baie hou oor my vingers van die Heilige Gees af. Liefdevol houe, nie aanklag nie. Openbaring 12 sê, die vyand kom kla julle aan dag en nag vir God. Jy moet dus in jou koppie praat met jou. Heilige Gees gaan jou nooit laat skuldig voel nie, maar hy gaan vir jou sê, is verkeerd in liefde. Hy gaan sy hand uitsteek en sê, kom ek help jou, dat ons dit bietjie beter doen. Ek sien net vandag 'n bietjie geskinder, en dis hoe ons dit doen nie. Gee my aan en help ek, en dan môre trouens weer, dan doen ons dit nie. Die duiwel kom kla jou aan en laat jou skuldig voel. Hy sê, ja, jy sê jy's 'n Christen, maar kyk wat jy gepraat van daai persoon. Dis skuldgevoel, kom jy van Jesus af hier. Maar sien wanneer ons by 'n plek kom waar ons nie meer sondig nie, waar ons nie die punt mis nie, is jy onmiddellik in daai humility voor God sê, Here, ek is verskriklik jammer, dat ek nou net gedink het ek is beter as daai persoon. Daai repentance, daai onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, hy gaan van jou wegvlug. Dit maak dat die duiwel geen houvas op jou lewe het nie. Dis toe hy vir hulle gesê het in die Ou Testament, as julle binne die wet bly, mag die duiwel nie naby julle kom nie. Die nuwe verbond sê hy, as jy jouself verneder voor my, as jy jou repent en terugdraai, dis wat hy sê, dan weerstaan die duiwel niks op jou nie. Humility is die grootste wapen teen die duiwel. Die grootste wapen is humility. Die duiwel wil ons in pride hê, want dis waarvoor hy die hemel uitgegooi is. Kan julle dink wat 'n lafaard hy is? Toe hy in die hemel was, waar alles perfek is, kon hy dit nie eens gemaak het vir God nie. Hy kon nie eens die regte besluit gemaak het, toe hy in perfekte omstandighede in die hemel is nie. En nou wil hy my en jou kom aankla op aarde, waar hy klomp omstandighede om ons maak en is moeilik, en ons partykeer hier bietjie van die wafel. Jy dink wat 'n lafaard is hy, as hy dit nie eens in die hemel kon maak nie, maar hy kom klaas aan jou op aarde. Laat ons by 'n plek kom, waar ons in hierdie absolute verhouding staan. So as jy in verhouding staan en jy maak 'n fout, sondig jy? Nee. Want jy is onmiddellik in repentance. Jy is onmiddellik in daai humility vir God sê, Here, ek is verskriklik jammer. Sê Here, dis okay my kind, kom. Die oomblik wanneer ons dit nie doen nie, hierdie duiwel hou vas op jou. Die oomblik as hy pride in jou hart opstaan waarvan jy nie weet nie. Onthou, pride is nie 'n ding waarvan jy weet jy doen dit nie. Vloekstele vir krag, weet jy doen dit. Bitterheid en onvergewensgesindheid, weet jy dit in jou hart. Maar pride is 'n ding wat kom wat jy nie bewus is nie. Hy is so sneakie wat hy opkruip. En hoe nader jy aan God kom, hoe kleiner raak die leuns van die duiwel. So jy sien dit al hoe moeiliker raak. So ons moet so bewus wees van dit, om voor God te staan en sê, Here, was ek vandag prideful teenoor iemand anders, of oor omstandighede, gedink, ag, daai simpel ou. Here, ek is jammer daarvoor. Dit maak dat die duiwel niks op jou het nie. Dit maak dat hy hom wegvlug van jou af en van iemand anders gaan kry. Dat ons elkeen by onsself vandag vir onsself afvra, waar het ons die punt gemis? Have we missed the mark, or did we arrive at the mark? Is ons besig om te sondig met ons eie ek,
nie jou kruis optel nie, jou eie boekrol skryf, die doodkies, prideful is, omdat jy besig is met jou eie koninkryk? Of is ons besig om die sonde af te lê, deur onsself te submit voor God, ons te verneder, om in daai humility voor hom te staan, te repent, ons kruis op te tel, en ons lewe te begin verander, to have a set apart life, om heilig te wees, om die lig te wees vir ander mense, om Jesus te verteenwoordig tussen ander mense. Waar is ons? Lyk ons lewe dieselfde as wat in Januarie gelyk het? Of het ons al 'n paar goed langs die pad uitgesort van Januarie tot nou toe? Is dit nie miskien jou nuwe eie uitdaging vir die jaar wat voorlê? Ek weet ons is nog 'n stukkie van Desember af, maar om sommer vandag te begin om te sê, Here, ek gaan een ding neerlê, een ding op 'n slag. Mag gaan dit begin neerlê voor die kruis. En ek wil vir julle lees, ons gesin gebruik elke oggend nagmaal voor ons uit die huis uit gaan. In die godsdienstsysteem waarin ek groot geword het, het jy nagmaal net een keer 'n kwartaal gebruik. En jy het baie keer mense gesien wat nie opgestaan het en nagmaal gebruik het nie, omdat die godsdienstsysteem dit verdraai het. Toe ek eendag self dit gaan lees in die Bybel, toe kon ek nie glo, dit wat ek geglo het van nagmaal in die godsdienstsysteem nie, want dit is glad nie wat in die Bybel staan nie. So kom ons lees wat sê hy hierso vir hulle, is in 1 Korintiërs 11. Hy sê vir hulle, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Onthou hierdie liggaam wat gebreek is die vervulling van die wet van Moses. Elke straf wat op jou moes gekom het, vandag, wanneer jy vandag hier uitgaan, en pride op jou het, en hoe die deur wat oopgemaak word deur die duiwel, omdat jy deur die sleutelgat gloer het, daai straf wat op jou moes kom, is in sy liggaam gebreek. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink tot my gedagtenis. Daai bloed sit jou skoon voor God, dat daar nie meer 'n aanklag van die vyand teen jou kan staan nie. En dan hoor jy wat sê so, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wat het gebeur toe Jesus in die dood afgegaan het? Hy het die duiwel oorwin. Hy sê so dikwels as wat julle dit gebruik, bevestig julle die duiwel niks meer op julle het nie. So dikwels as wat julle dit gebruik, humiliate julle voor my, om te besef, julle kan nie sonder hierdie vorentoe gaan nie. Julle, ons lewe in 'n tyd waar die duiwel losloop, en hy weet sy tyd is min, en hy is woedend vir die mens, en hy wil kyk hoeveel van die mens hy kan verslind. Die duiwel kom steel, slag en verwoes, Johannes 10:10, en hy is nou erger as ooit. Wanneer ons elke oggend hierdie ding gebruik, so dikwels as dit gebruik, bevestig ons, dat ek weet, dat ek die gebrookte liggaam van Jesus nodig het, vir die straf van dit wat ek mis in die lewe, waar ek die sonde toegang gegee het, where I missed the mark, maar waar ek ook in die humility vir hom staan en sê, Here, ek kan nie in hierdie dag uitgaan sonder U nie. Ek is die skaap wat nie sonder die herder kan uitgaan nie. Hy sê, as jy besef dat jy daai stupid skaap is wat die herder nodig het, sal jy niks kort kom nie. En ek wil julle aanmoedig om in die tyd waarin ons is, nie net jouself te gaan afvra oor die sonde in jou lewe nie, en die oorsprong van die sonde, om die merk te mis, of om by die merk uit te kom nie, om jouself te verneder of nie te verneder voor God nie, om die lewe of die dood te kies nie. Maar om iets in 'n profetiese aksie te doen elke oggend, om dit te wys vir die duiwel, dat ons God nodig het. Ek seën julle met hierdie om uit te gaan, en jouself te gaan ondersoek, en hierdie woord te gaan deel met ander. Die opdrag wat Jesus ons gegee het, gaan uit en maak disippels, werklik te gaan uitdra, vir die wêreld daar buite. Die tyd is min, die oes is groot, en die oesters is min. As die oes nie groot was, sou die woord dit nie gesê het nie. As daar nie baie verlore mense daar buite was, wat voorbereide grond het vir die saad om in te gaan nie, sou die woord nie gesê die oes is groot nie. So ek encourage jou, selfs al is dit 'n gay persoon, praat met hom. Ja, judge sy aksies is verkeerd, maar moenie dink jy's beter as hy nie. Gaan sit met hom in liefde, sê vir hom, luister ou,
Ek sien jy's op die verkeerde pad. Jy gaan dit nie maak in die hemel nie en ek wil jou graag daar sien. Kan ek jou help? Kan ek vir jou die woord van die Here sê waarmee jy besig is? Kan ek vir jou bid? Kan ek jou na iemand toe vat wat jou met deliverance kan help van hierdie ding af? Vra vir Heilige Gees, moet ek met hierdie ou praat? Hy sal vir jou sê ja of nee, hy sal die vrede of die onvrede voel hier binne. Hy sal vir jou sê of die grond voorberei is en of 'n teerpad is. Maar gaan uit en maak disippels. Wees die lig, tel jou kruis op, lê jou gewoontetjies en jou goedjies neer, sodat jy 'n set-apart life kan hê, so that you do not miss the mark, but that you arrived at the mark. Ek seën julle vanoggend met hierdie woord en om dit julle eie te gaan maak.